Goeienaand en welkom so van my kant af. Dit is so lekker om elkeen van julle te sien en ek wil net 'n oomblik vat om te sê ek is genuine bly dat elkeen van julle tyd gevat het om hier te wees vanaand. En of dit nou 'n gewoonte is dat jy hierso is en dis nou maar jou tradisie, jy weet, Sondag aand 6 tot 7 net om jouself reg te kry voordat jy carte blanche kry en dan na carte blanche dan sit die 8 uur movie vir Mnet, miskien as dit jou routine is, dan is ek bly, maar as jy dalk hierso per toeval is en jy voel, dis nie my normale routine om hier te wees nie, is ek genuine bly dat jy hierso is, want ek glo en ek vertrou regtig met alles binne my, dat jy nie 'n fout gemaak het nie, en dat jy regtig iets het om na uit te sien vanaand. En dat die boodskap dalk net vir jou mag wees. So, ek wil jou 'n vraag vra, en hierdie vraag is nie 'n retoriese vraag, dit is 'n vraag wat ek graag wil hê jy moet aan dink. 'n Vraag wat ek wil hê jy moet so klein bietjie tyd mee vat en regtig op daai plek uitkom. En as jy by daai plek uitkom, gee net 'n glimlag en dan sal ek weet ek kan aangaan van daar af. Wat is die ongelooflikste, die beste geskenk wat jy al ooit ontvang het? Die beste geskenk wat jy ooit al ontvang het. Dink dalk aan daai een Kersfees, aan daai een anniversary, en ek jammer as dit nou anniversary tyd is en jou man of jou vrou het vergeet, is nie nou nodig om dit uit te sorteer nie, en na afloop van die diens kan jy dit gou uitsorteer, maar dink aan daai beste geskenk, daai een toe jy hom oopmaak, toe jy soos, wow, hierdie is ongelooflik, die beste, of, dit is amper, hoe het jy geweet? Hoe het jy geweet dat hierdie is wat ek moet hê? Nou, ek wil nou nie sê dit is die heel beste geskenk wat ek al ontvang het nie, maar een van die beste geskenke wat ek al ontvang het, baie naby my top 3, is hierdie pen. Nou, dit was my reaksie ook, en ek weet ons is nie minder kant, maar dit is nie nodig om so stil te wees nie, maar dit was my reaksie ook gewees, by the way, toe ek vir die eerste keer hierdie geskenk oopgemaak het. Nou, die storie agter hierdie geskenk is, toe ek net die geleentheid kry na jare en jare se harde werk. Jare se youth pastor, jeugpastoor, Vrydae-aande, die tieners lei na vorentoe en boontoe en nader aan die Here bring en baie foute maak met kommunikasie, en het ek uiteindelik die geleentheid gekry om op 'n Sondag aand te preek. En kom ek sê vir julle, ek weet nie of julle gelukkig is vanaand nie, maar julle is definitief gelukkiger as die eerste gehoor wat hierdie ouer kommunikeer het. En ek onthou na afloop van die diens kom een van my beste vriende se ma en ongelooflik lief vir haar, want ek is seker daarvan dat daai tannie se gebede die oorsaak is hoekom ek hier staan vandag, en sy gee vir my hierdie geskenk. En sy sê soos, Jonathan, hierso. En ek dink sy dink seker ek skryf my preek uit. Surprise. Ek tik hulle, maar maak hierdie ding oop, en ek is nie heeltemal bekend met penne nie, maar ek het al gehoor van Parker. Het geweet dis 'n baie nice brand om te hê. Glo my, as jy naby aan hierdie pen staan, dit lyk of hy 'n krokodilvel tipe ding om hom het. So baie mooi pen. Maar dit was net vir my 'n pen gewees. En ek dink toe by myself, ek kyk right, tipies Jonathan, na 'n week verloor ek hom. Nie geweet waar om hom op te spoor nie, maar ek meen dis net 'n pen. Ek kan een kry net by P&A, en toevallig was die tannie wat die pen vir my gegee het, 'n tak-eienaar in Alberton by P&A, en dink, okay, hierdie is 'n great geleentheid, kom ek gaan kuier vir haar en hoor so klein bietjie hoe gaan dit. En terwyl ek vir haar wag en kyk, dan dink ek, wow, kom ek kyk na die ongelooflike mooi penne wat daar tot my beskikking is. En so wag ek vir Tannie Helene en kyk so by die lys af, en ek sê, wow, Parker pen. R800. Dis duur. En gaan af, en ek is nog nie by my pen nie, en ek gaan af, en ek sien, wow, 'n Parker pen. R2000, ek dink by myself, liewe aarde, is hierdie penne uit goud uitgemaak, of wat gaan nie aan? Weet julle wat kan 'n mens doen met R2000? En ek dink toe by myself, wow, ek dink ek moet my pen opspoor en hom verkoop, want daai tyd sou ek dan genoeg geld gehad het om, ja, dalk 'n beter verloofring te kry. Maar in elk geval, soos ek afgaan by die lys, kom ek uiteindelik by my pen uit, en nie te min om te sê, dat hierdie pen se waarde R11.000 is nie. Verander bietjie hoe jy na hierdie pen nou kyk, nê? Jy vra ook, is dit regtig goud? Ek dink so. Ek is nie heeltemal seker nie.
Die probleem is ek nog nie sy ink vervang nie, maar ons gaan nie nou op daai oordeel uitspreek nie. Ons is hier om te praat oor die waarde van hierdie. En ek dink sodra mense die waarde van iets besef, verander dit so klein bietjie hoe jy daaroor dink. En no jokes, jy kan dink wat ek gedoen het van daai oomblik af vorentoe. In my kar geklim, niks gesê oor daai arme verskriklike dierpie nie en dadelik teruggery en my huis omgedraai om daai pen te kry. En wel, ek hoef nie die storie klaar te vertel nie, want ons kan sien, hier is die pen. So, vir jou, waar jy hier so sit, die beste geskenk wat jy ooit ontvang het jy al 'n geskenk ontvang wat jy nie heeltemal die waarde van dit besef het nie, en toe die waarde besef, toe verander dit so klein bietjie hoe jy daaroor dink. Nou, ons is besig met die reeks tempel, en Paulus skryf 'n brief waar hy eintlik vir 'n klomp mense, 'n klomp mense wat bymekaar gekom het, en mense wat geglo het, mense wat nie noodwendig geglo het nie, en maak nie saak in watse area van geloof hulle self gevind het nie, skryf hy hierdie brief, want daar was so 'n mengelmoes van mense gewees wat ingelê het, gehoor het van Jesus, gehoor het van hierdie wonderlike dinge wat die kerk besig was om te doen, en hy skryf hierdie brief en hy sê die volgende vir hulle oor 'n geskenk wat hulle ontvang het, en hulle besef nie die waarde daarvan nie. 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy sê, verstaan julle nie? Het julle nie 'n begrip? Miskien besef julle nie die Parker pen nie, miskien besef julle nie dit wat julle ontvang het nie. Verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee het nie, 'n geskenk wat elkeen van ons ontvang het. Nie net die Heilige Gees binne elkeen van ons, en ons gaan nou praat oor wat die Heilige Gees beteken, miskien is dit 'n vreemde term, maar nie net het ons die Heilige Gees ontvang nie, maar ons het 'n tempel ontvang. Iets waarin die Heilige Gees kan woon, iets wat ek en jy ontvang het as 'n geskenk. En hy gaan aan en hy sê, julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. So 'n klein bietjie duurder as 'n Parker pen. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. En hierdie teksgedeelte is eintlik gebou rondom ons hele reeks. Ons het hierdie teksgedeelte eintlik elke keer na verwys, en hierdie is 'n teksgedeelte wat eintlik maar die kern en die fondasie van hierdie reeks is. En 'n reeks wat baie prakties is. 'n reeks waar ons eintlik so 'n klein bietjie na praktiese goed kyk, soos hoe om te oefen, en is oefen belangrik, en eet belangrik, en ek moet sê Tommy het dit makliker gemaak vir my om na daai preek beter te eet. Is dit nie net 'n great tool nie, dat as jy na die kos kyk en jy voel, ek kan nie eens hiervoor bid nie, dan moet ek dit nie eet nie. As jy daai boodskap gemis het, moet jy weer daarna gaan kyk, maar ek wil net sê, ek weet ons is nie om mekaar te expose nie, maar letterlik daai volgende dag toe bid hy vir 'n chip roll. Nou ek weet nie, dit was daai aartappels moes, ja, oom Angus se aartappel self gewees het. So, in elk geval, ek dink dit was net ongelooflik, is baie praktiese reeks, en ons gesels so 'n klein bietjie oor 'n vraag wat iets in my hart opgekom het, en die vraag eintlik maar is respek vir myself, respek vir God, en ons gaan nou praat oor wat respek met ons tempel te doen het. So as jy jouself hierdie vraag vra, is respek vir myself, respek vir God, moet ons eers begin met die vraag, maar wat presies is respek? En respek eenvoudig en opgesom is eintlik, as ons die vergelyking van die pen kan gebruik, is respek is om iets te hanteer in vergelyking met die waarde van wat dit is. Respek is om iets te hanteer in vergelyking met die waarde wat dit is. Nou, Paulus skryf hierdie brief vir al hierdie mense, en hy sê vir hulle, besef julle nie hoe waardevol jou tempel is nie. En ek wil so ver gaan om te sê dat nie net is jou liggaam en jou tempel waardevol nie, maar elke liewe ding wat aan jou toevertrou is. So vanaand se boodskap is nie net gefokus op jou fisiese liggaam as 'n heel nie, maar so ook dit wat aan jou liggaam aangaan en dit wat aan jou toevertrou is. So om hierdie te illustreer, so wat presies is respek. Hoe laat dit jou voel? Eerstens, ek sien nie vir Marius nie, so ek's okay. Ek dink dit sal hom goed laat voel dat ek op die speakers van die kerk staan nie. En hoe sal dit jou laat voel as ek net besluit om die gemors wat ja, jy kan sien ek's 'n pa, is doeke. Dit is nie 'n vuil doek nie, by the way. Dit sou onplesierig gewees het. Hoe laat dit jou voel as ek gedoen het wat ek nou net gedoen het? Net vir 'n oomblik, hoe laat dit jou voel om te dink,
Hoe op aarde kan jy besluit om jou swart sak leeg te maak? In 'n gebou waar ons God verheerlik en sy naam hoog hou nie. Hoe is dit moontlik om te sê, maar dit is nie oukei nie? Nou ek wil amper die vergelyking tref en sê, maar doen ons nie baie dieselfde nie? Hierdie is 'n plek waar ons God moet verheerlik en ons het so baie gehoor. Jesus het ons perspektief probeer verander. Paulus het daaroor geskryf en gesê, maar ons is die tempel. En so baie van ons sal sê, maar hierdie is verkeerd, maar is vir ons oukei om nie ons liggame met dieselfde respek te hanteer as wat ons hierdie gebou sal hanteer nie. As jy iets sien rond lê, die eerste ding wat jy sal wil doen is dit optel. Maar as dit dalk net buite die kerk is, nie dieselfde doen nie. Ek het hierdie gesprek baie keer met my dogtertjie en dit is my so mooi. As sy 'n papiertjie neergooi, sy tel hom nou op, maar kon nou nie begin ek altyd van gesê dit maak liewe Jesus se hartjie baie seer. En toe na rukkie toe dink sy, okay. Maar miskien is ek nie die papier neergooi nie, maar die letterlike kos, want toe begin sy dink nie, maar dis hoe ons liewe Jesus voer. Ons gooi die kos op die vloer en dan as ons almal gaan slaap dan kom haal dit soos Kersvader. So mooi vir probeer verduidelik, dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Dit gaan oor die feit dat respek is iets om dit te hanteer in vergelyking met die waarde wat dit is. En baie keer, en nie soos ek net so skuldig en hier gaan ek 'n oomblik vat om te bely. Baie keer besef ons nie die waarde van iets totdat ons die openbaring ontvang daarvan nie. So as hierdie jou pla, daar van ons boodskap dink ek baie goed gaan ons pla. Want om eerlik met julle te wees, dit gaan nie net oor hoe ek en jy eet of hoe ek en jy oefen nie, maar dit gaan ook oor hoe ek en jy na onsself kyk. Eenvoudig higiënies. En dit lyk nie of ek noodwendig nodig het, en ek sê dit regtig, nodig het om dit iemand hier te sê nie. Maar as die manier hoe ons na onsself kyk, higiënies, is ons mense wat besig is om te besef wat die waarde van ons tempel is. En dat die Here ons met ongelooflik baie vertrou het. En ons dieselfde moet doen om daarna te kyk. En verder gaan dit ook oor die manier hoe ek en jy werk, die manier hoe ek en jy leef. Is selfs as jy in jou kamer inkom en as jy by iemand se kar inklim, verteenwoordig dit die respek wat jy moet hê vir daai ding. Nou daardeur sê ek nie dat die respek vir jou kar of die respek vir jou huis is gelyk aan jou respek vir God nie, maar indirek sê ek dit ook. Want as God ons vertrou het met al hierdie ongelooflike goed, hoekom sal ons dit nie met respek hanteer wat ons nodig het om dit te hanteer nie? Nou so terwyl die reën lekker besig is om te val, is daar 'n gedeelte en ek wonder baie keer hoekom dit is dat mense baie keer na gelowiges kyk en nie altyd noodwendig aangetrokke is tot wie Jesus is en wat hy doen nie. Hoekom mense baie keer sal sê, maar ek like nie Christendom nie. Ek dink baie keer is ons skuldig aan iets eenvoudig soos hierdie en ek sê ons en ek gaan nou bieg oor hoekom. Mahatma Gandhi sê die volgende en hierdie is 'n leier in die Hindu geloof gewees. Hy was iemand wat ongelooflike baie goed reg gekry het, maar ongelooflik geïmpakteer was deur Jesus se lering en se prediking. Hy het inteendeel die Bybel nagevors en was mal oor wie Jesus was en hy het die volgende gesê: I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. En ek dink baie keer toe Paulus hierdie brief geskryf het aan die Korinte en vir hulle gesê het, maar luister hierso, besef dat jou liggaam is 'n tempel en die grootste geskenk wat jy ontvang het en die manier hoe ek en jy daarmee omgaan, het 'n impak nie net op jou nie, maar impak op elke liewe persoon met wie jy in aanraking kom. Dat jy ambassadeur is vir elke liewe persoon om jou. So terwyl hy besig is om hierdie te sê, toe wonder ek na myself, maar wat presies beteken dit om respek te hê? Wat beteken dit om respek te kry en hoe werk dit vir myself? Hoe presies kan ek respek kry? Nou Paulus skryf hierdie brief en hy wil ons eintlik prakties help oor hoe ek en jy hierdie kan regkry. Hy los ons nie net met die openbaring en die lering en dan sê hy, okay, sterkte nie. Hy gee ons hierdie praktiese manier oor hoe ek en jy dit kan regkry en hy skryf aan die gemeente van Romeine. En in sy brief wat hy skryf, vind hy homself weer eens met 'n klomp verskillende geloofsoortuigings. Daar's mense wat Jesus gevolg het, daar's Jode wat die wette gevolg het, daar was mense wat gehoor het van Jesus, dan's daar mense wat sommer van die buitekant af gekom het, baie nuuskierig was oor hierdie persoon en Paulus skryf hierdie brief en hulle lê in op hierdie brief in Romeine 12 vers 1 en hier is hoe ek en jy dit kan regkry
om onsself meer te respekteer. En hy sê, in Romeine 12 vers 1, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid, hierdie is 'n sleutelgedeelte in hierdie teks, vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Hy skryf hierso, wees 'n lewende en heilige offer. Lewende offer bedoelend my en jou liggaam, die manier hoe ek en jy leef, die manier hoe ek en jy lewe doen, die manier hoe ek en jy omgaan met mense, praat van mense, is 'n offer wat ons aan God gee, is 'n lewende offer. En as ek vir 'n oomblik net kan bieg en hoekom hierdie boodskap iets is wat vir my baie konfronterend is en miskien preek ek vir myself vanaand en dis ook okay. Daar was 'n keer gewees wat ek baie keer by die kantore sou afloop en julle kan die personeel vra, dit is ongelukkig waar en ek kry baie skaam daaroor. Dan sou ek afloop by al die kantore en sal ek by hierdie kantore in kyk, dan sien ek, ja, maar hierdie kantoor is netjies. Dis nou nice. En dan loop ek na die volgende kantoor toe en dan dink ek, ja, maar hierdie kantoor is netjies. En dan elke keer as ek by my kantoor inloop, dan dink ek, ja, hierdie kantoor moet toe bly. Niemand moet hier inkom nie. Die is nie 'n lekker plek om by in te stap nie. Dis nie lekker vir mense om hier verby te gaan nie. En ek moet sê, een keer toe, baie keer as niemand van ons hou daarvan as iemand nie genooi opgedaag, ewe skielik by die huis aankom en dan sê hulle soos, maar wat op aarde doen 'n mens hierso? Maar daar gebeur af en toe sweets en dan kom iemand by my huis en dan dink hulle, liewe aarde, kyk hoe okay, die res van die huis is fyn, my vrou is redelik op dit, maar dan loop mense by die spaarkamer in waar dit klink vreemd as my klere in die spaarkamer is, maar mans, dis die offer vir liefde. Is as jy jou klere na die spaarkamer toe skuif sodat jou vrou al die kaste kan kry. Dis die offer van liefde wat ek bereid was om te maak. Maar in elk geval, dan stap mense aan en dan sien die mense my klere oor, dan dink ek by myself, iets is net nie reg nie. En die dag wat dit my regtig geraak het, was 'n dag wat, kyk, ek en Tommy ry gewoonlik baie keer vir 'n koffie. En ek weet die reën is nou hard, maar dankie dat julle nog steeds inlê. Ek kan regtig sien ons is hier almal teenwoordig, maar nooi vir Tommy, ons gaan baie keer dan ry ons vir 'n koffie. En dis eintlik maar ons oomblik om te gesels en ek weet Tommy is een van my beste vriende. So dis nie eers dat ek skaam kry of worry of enigiets soos dit nie. Maar toe in die kar inklim. Sorry, julle kan maar ek dink ons is fine. Sorry, ek verloor nou aandag. En soos Tommy in die kar inklim, dis nie nodig vir my om te verduidelik nie, dis nie nodig vir my om iets te sê nie. Maar ek kyk dit so en ek het myself so laat skaam kry dat ek gedink het, liewe aarde, het ek geen respek vir myself nie. En dadelik mag jy dink, maar Jonathan, hierdie het niks te doen met jou respek vir God nie. Ek stry. Want is die iets is waarmee God my vertrou. En as Jesus in sy prediking sê, maar as ek jou vertrou met die klein, kan ek jou vertrou met die groot. Hoe op aarde kan God my vertrou? Om gehoorsaam te bly. Om mense te help. As ek dit nie eens reg kry om my eie freaking kar skoon te hou nie. En dit is dalk nie vir jou nie, jy het dalk iets anders waaraan jy skuldig is. Miskien is dit kere wat jy na iemand toe loop en iets uit jou woorde uitgesê word, 'n taal wat nie veronderstel is om gebruik te word deur jou nie. Miskien is dit dalk om van iemand anders te praat wat die tempel waarmee God jou vertrou gebruik word om iemand anders sleg te sê. Waar dit gebruik word om iemand anders se naam te skend. Is dit die tipe respek wat selfs iemand wat in die gelykenis en beeld van God geskep is verdien? So ek vra myself dan die vraag, hoekom is dit dat mense baie keer na Christene kyk en dink, ja, ek weet nie of ek deel van daai groep wil wees nie. Ek dink is iets eenvoudig soos dit baie keer. As mense loop verby en dink net, wow, is dit nou dit? En dan sê hy, heilige offer, so as 'n mens dink aan 'n lewende offer, dis iets alledaags, maar as hy praat van heilige offer, dan praat hy van, is ons 'n mens wat onsself anders laat leef, nie noodwendig soos, en hy gebruik die woord soos die wêreld, eintlik net soos mense wat nie respek het nie, soos mense wat nie omgee nie, is ons die tipe mense wat so 'n lewe leef, en dit weerspieël weer eens die respek wat ons het vir God.
En as ek praat van heilig en hierso kan dit so klein bietjie meer sensitief raak. Heilig skryf Paulus in die begin vir die gemeente in Korinthe. Hy sê maar die fokuspunt eintlik hoekom jy moet besef dat jou tempel 'n tempel is wanneer dit kom by immorele seksuele aktiwiteite. En dit is net vir ons so maklik. Dit is vir ons so maklik, ons lewe in 'n kultuur waar dit vir ons net oukei is om dit waarmee die Here jou geseën het vir almal te wys. Ons kyk op sosiale media as jy opgaan, ek meen ongelukkig is dit die realiteit, dat die goed wat die meeste likes kry is die vrouens met die minste klere aan. Nou weer eens, sensitiewe onderwerpe, miskien is dit as gevolg van my geskiedenis en miskien is ek dalk net oudtyds. Maar ek dink toe Paulus gepraat het oor ons moet onsself as 'n heilige offer gee. Is dit omdat ons nie net kan gaan en doen met ons liggaam wat ons wil nie. Dat hierdie is God se, dis 'n offer wat ek vir hom gee, die is nie vir almal noodwendig bedoel om te sien nie. En mans, ons aan die ander kant is net so skuldig om in daai groef in te beweeg en lekker te kyk en te sê maar, "Sjoe, dis ongelooflik." Kom ek zoom bietjie in en kyk na die ongelooflike detail wat die Here gebruik het om hierdie persoon te skep. Is jou verskoning terwyl hy besig is. Is dit die tipe respek wat Paulus van gepraat het, hy sê maar 'n lewende en heilige offer. Die kere wat jy dalk net te vinnig is om oor iemand te gesels of te vinnig is om oor iemand te praat en weer eens julle asseblief vir my. Ek is meer skuldig hier as enigiemand anders. Miskien is ek die een wat meer skuldig is in baie van hierdie gedeeltes. Maar miskien is die Here besig om iets aan jou te openbaar waar jy dalk voel. Maar ek het nodig om aan hierdie te werk. Hy skryf hier en hy sê lewende en heilige offer en dan sê hy die volgende, hy sê daai gedeelte wat hy gesê het regtig baie groot is uit groot barmhartigheid. So hier weer eens vanaand is nie 'n boodskap om te sê maar okay, jy moet hierdie goed doen om jouself te kwalifiseer om hemel toe te gaan nie. Dis weer eens uit die prys uit wat Jesus betaal het, uit sy genade uit, dat ek en jy die voorreg het om te kies om as gevolg van sy genade, as gevolg van sy barmhartigheid te sê maar ek wil my lewe gee as 'n heilige offer, as 'n offer wat lewend is, dat my lewe weerspreek en praat van. Dis vir ons so lekker, dis vir my so lekker as ek iemand sien van ver af wat regop loop, skouers terug, kop op. En die lewe gee 'n paar houe en die lewe gee 'n paar houe, maar tog is hulle nie gefokus op omstandighede nie, maar hulle is gefokus op die goedheid van God. Dis lekker om by 'n persoon te gaan kuier wat nie noodwendig, en hoor my mooi, hierdie gaan nie oor 'n gelding nie, hierdie gaan net oor 'n respek ding. Om by iemand op te daag en te sien dat hier is 'n spasie waar God verheerlik word net rondom hoe skoon dit is. En dit mag dalk nie oorkom asof hierdie enigstens iets te doen met jou respek oor God nie, maar ons is eerlik, hoe lank dink julle pla hierdie nog my? Ek het al oorweeg, moet ons net gou die preek pause en net gou hierdie skoon maak en dan kan ons aangaan. Maar dis presies wat hierdie verteenwoordig. Paulus gaan aan en hy skryf die volgende, so hoe presies kan ek en jy dit regkry om jouself bietjie meer te respekteer prakties, hoe kry mense dit reg? In vers 2 van Romeine 12 sê hy die volgende, hy sê moenie julle leefstyl aanpas by die gedagtespatrone van hierdie wêreld nie. Moenie leef soos die wêreld vir julle sê nie. Maar laat God julle omvorm deurdat julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, wat se tipe offer ek en jy moet gee, en hy sê naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Ware aanbidding is nie noodwendig 'n Sondag diens nie. Dis die lewe wat ek en jy leef. Die respek waarmee ek en jy leef. Want hierdie is die tyd wat ek en jy kan gebruik om nie net met mekaar te kan kommunikeer nie, maar om te hoor waar staan ek en my vrou met die Here en waar staan jy en jou vrou met die Here. En om jou woorde kort te sny, net omdat jy dink in hierdie eenvoudige oomblik dat dit nie belangrik is nie, kan ek jou waarborg, is jy besig om iets te mis. So dis gebed en ek wil jou regtig aanmoedig, gebruik 'n oomblik om te bid. Aan die ene keus is vraag 'n praktiese gedeelte hoe ek en jy van die binnekant af buite kan verander, is journal. Weereens is iets wat my oortuiging is en ek hou baie van hierdie idee en hoekom ek so baie van hierdie idee hou, is ek praat nou die dag, praat ek met iemand en ek gesels en ek drink 'n koffie
En ek gesels so lekker met hierdie vrou en ek chat met haar en ons praat so weer eens oor haar vrou met die Here en hoe gaan dit en sy sê goed, maar sy voel so nou so klein bietjie stak en ek sê maar journal, hoe gaan dit met jou journal? En sy sê ja, dis iets wat sy al probeer het en soos in die gesprek aangaan, kan ek sien sy onthou van 'n oomblik waar die Here met haar gepraat het deur haar journal, waar sy letterlik al haar drome neergeskryf het, alles geskryf het waartoe die Here haar wil skuif. En toe sy haar journal oopmaak, toe besef sy die Here het eintlik al alles vir my gegee wat ek nodig het. En ons as mens kan so vinnig verby daai skiet. As gevolg van die feit dat ons net voel dis net op die oomblik te veel moeite. Maar ek kan jou waarborg, as jy gaan, jy skryf jou drome neer, jy skryf jou hart neer, jy skryf jou emosie neer, jy skryf jou voel as 'n daaglikse herinnering van waarmee God besig is. So ons as mense is baie meer soos goudvis is wat jy dink. Vrouens, onthou as jou man vir jou sê hy's 'n bietjie van 'n goudvis, dis 'n verskoning wat ons so nou en dan kan vashou. Maar moedig hom aan om te journal, en dan gaan hy dit nie vergeet nie. So hierdie is een praktiese manier hoe ek en jy daagliks onsself kan herinner aan God se goedheid en wat ek en jy droom en wat hy wil doen. Dan hierdie gedeelte wat vir my so ongelooflik is Paulus skryf dan later in Romeine 12 vers 11 en hierdie is 'n gedeelte waar hy so klein bietjie nie net praat oor die binnekant nie, maar hy praat ook oor ons lyfstaal, die manier hoe ek en jy praat en hoe ons iets doen. Hy sê die volgende in Romeine 12 vers 11 bietjie later. Hy sê moenie sleepvoet in julle toewyding wees nie. Wees entoesiasties, wees werklik diensbaar vir die Here. In die tyd wat Paulus hierdie geskryf het aan die gemeente van Romeine, het jy maar twee kategorieë gekry. Jy het mense gekry wat arm is of mense wat ryk is. Daar was nie regtig 'n middelklas gewees nie. En is so ongelooflik as mense so klein bietjie gaan navorsing doen om te kyk maar hoe hierdie mense hulle self gehandhaaf het, dat arme mense wat begin glo het, wat hulle geloof begin plaas in Jesus, net mense was wat skoon was. En dat hierdie geag was dat hierdie persone regtig aantrekking gehad het tot 'n manier van leef. Om skoon te wees is so ongelooflik belangrik. Basiese higiëne en hierdie klink so vreemd om te sê, maar hoekom op aarde sal ons oor hierdie goeters praat? Want dis goed so eenvoudig soos hierdie. Wat mense na ons kyk en wonder, so jy sê jy dien die God van die heelal, maar jy kan nie so ordentlik na jou toonels kyk nie. En dis 'n grap, maar dis die waarheid. As jy sê jy dien die God van die heelal en jy's lief vir mense, jy enigiets doen om mense te bring, om in 'n verhouding met hom te staan, maar ons kan nie noodwendig ons tandeborsel nie. Is wat se tipe waarde dra ons? Wat se stem in ons gemeenskap? Wat se stem vir kerk dra ons as ons nie die basiese goed kan toepas nie? En weer eens sien asof ek regtig preek vir mense wat skuldig is nie. Hulle lyk mooi, ryk mooi, nog nie naby aan hulle staan genoeg om dit regtig te kan bevestig nie, maar ek dink weer eens as ons in aanraking kom met mense, besef mense oral waar ons gaan, mense kyk vir ons. Mense hou ons dop. Want mense het hoop nodig, mense het leiers nodig, mense het nodig om te sê mense wat Jesus volg, lyk soos Jesus. 'n Ander eenvoudige praktiese punt is pas jou goed op. Pas dit wat die Here jou mee vertrou het op. En hierdie is iets wat ek genuine, iets wat my convict het, want ek dink dis vir my net te maklik om te sê maar, okay, ek was hierdie ding gegee, so ek kan dit maar net verloor, want dis myne. Maar wat sê hierdie van die respek wat ek het, nie net vir myself nie, maar vir almal om my? Dus hierdie is iets wat ek en jy moet besef, wanneer jy jouself respekteer, word dit 'n uitnodiging vir mense om God te volg. Is oral waar gelowiges is, oral waar mense is wat Jesus ken, regtig hulle self begin respekteer, dis 'n uitnodiging, dis 'n lewe waarna mense kyk en sê, maar ek wil lewe soos dit. Maar wat gebeur met ons? En weer eens sluit myself hierby in. Jy ontvang nuus nie noodwendig wat die beste nuus is nie. Dadelik. Skouers hang, die lewe is swaar, dinge is sleg. Nee, hoe gaan dit? Nee, goed, die Here se genade is ongelooflik amazing. Regtig. Iets wat ons moet besef is die tempel waarmee jy vertrou is
Is die Heilige Gees is toe Jesus gesterf het en toe hy opgevaar het hemel toe stuur hy vir ons 'n helper. En daai helper is vir my en jou om te beleef in die binnekant van ons. Dat wanneer jy besig is om iets reg te pak, wanneer jy besig is om na jouself te kyk, wanneer jy in die spieël kyk en vir jouself nie noodwendig hoef sleg te sê of nie in jouself noodwendig hoef te glo nie, wanneer jy in die spieël kan kyk en sê maar ek is geskep in die beeld van God en as 'n gevolg daarvan kan ek my skouers terugloop en ek kan trots wees op die mens wie die Here my gemaak het. As jy daai basiese ding kan begin toepas. As ek daai basiese ding kan begin toepas, gaan ons gemeenskap heeltemal anders lyk. En in 'n dorp soos hierdie en 'n plek soos hierdie, iemand het al saam met iemand besigheid gedoen. Iemand het al vir iemand 'n kinderstorie vertel. The news travels fast, sê hulle. Wel, ek hoop die nuus wat versprei is goeie nuus. En weer eens, hier is ek skuldig, want glo my, iets eenvoudig ook soos hierdie. My WhatsApps is die terribelste ding onder die son. En as jy ooit vir my WhatsApp gestuur het en dit het jou 5 dae gevat om 'n antwoord te kry, jy was van die eerstes. Daai mense wag 3 weke. En ek skaam om dit te sê. Wat se tipe respek wys dit? So weer eens, ek het myself nou hierbo gesit en ek het nou baie goed gesê. So, julle kan my account op elkeen, op die WhatsApp een veral. En as jy nie deurkom die WhatsApp nie, bel my. Maar ek dink weer eens net, hierdie is nie die tipe leefstyl wat God eer nie, in my opinie. Toe Paulus hierdie geskryf het, hy ons aangemoedig om die persone te wees wat voorloop. Dat daar regtig mense is wat nie Jesus ken nie, dat daar regtig mense is wat hoop nodig het, wat nodig het om iemand te sien, om iemand te volg, en wie anders as mense wat die lewe homself ken. Wat vir ons die ewigheid gee, dat die dag van ons oosluit, het ek en jy alles wat ons nodig het. So, hoe lyk jou respek vir jouself? En weer eens, wanneer ek verwys na respek, verwys ek nie net na jou fisiese bou nie, ek verwys nie net na jou, dit wat jy eet nie, ek verwys hierso na die manier hoe jy na jouself kyk. Breek jouself meer af as wat jy jouself opbou, en weer eens, daardeur sê ek nie, hierdie is 'n, glo jy is alles nie, hierdie is net, besef jy dat jy in die beeld van God geskaap is, en dis nie nodig om jouself af te breek nie. Maar besef jy ook aan die ander kant dat elke woord wat ons aan ons toevertrou is, verteenwoordig weer eens die tempel wat ons vir ons gegee is. Dat selfs om te gaan en iemand te bespreek met iemand anders, eer nie altyd God nie. Dis nie goed nie. So, hoe lyk jou respek vir jouself? Vir my, ek het baie werk om te gaan doen. Ek weet nie van jou nie. Maar ons hierdie diens gaan afsluit. Is eerstens is om te besef dat God se genade ongelooflik groot is. En die barmhartigheid wat hy vir ons het is onmeetbaar. En weer eens, elkeen van ons maak 'n fout, so asseblief verstaan my reg. Hierdie is nie om foutloos te lewe nie. Hierdie is net om 'n lewe te leef wat streef daarna om soos Jesus te leef. Om respek te hê vir God, om respek te hê vir jouself en respek te hê vir mense om jou. Tyd te respekteer. Mense in die oë te kyk en hulle raak te sien, teenwoordig te wees. Dit wat die Here vir jou gegee het, jou mee vertrou het. Weer eens net 'n getuienis kan wees van dit wat hy vir jou gegee het. So. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees vanaand en stil te kan staan en onsself hierdie vraag te vra, wat is die grootste geskenk wat ons al ooit ontvang het? Here, daar is nie iets groter as lewe nie. En ek sê hierdie met volle oortuiging, dat wanneer mense 'n oomblik het waar jy jou lewe kan verloor. Wanneer jy aan die einde van jou lewe staan en terugkyk, besef jy, daar is nie 'n groter geskenk as om lewe te ontvang self nie. Wel, Here, natuurlik besef ons dat die ewige lewe is baie groter. Maar Here, waarmee U ons nou vertrou het, wat U nou vir ons gegee het, bepaal of daai die waarheid gaan wees of nie. En Here, toe U die brief geskryf het, deur Paulus aan die Korinte
en die mense laat besef dat ons liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. Here, bid ek dat ons tot die besef sal kom dat U Gees binne ons woon. En dat ons meer respek vir onsself sal hê. Meer respek vir U sal hê. En dat dit waarmee U ons vertrou, dat ons dit sal gebruik tot die bou van U koninkryk. Want U het ons teen 'n duur prys gekoop. Dankie, Here. Dankie vir U genade, want ons het dit so nodig. Ons het dit so nodig. So Here, dankie dat ons kan besef dat selfs in ons foute, Here, dat dit 'n les is wat ons kan leer om regtig te groei in die gelykenis en die beeld van wie U was hier op aarde. So Here, mag ons regtig hierdie week geïnspireerd wees oor hoe ons hierdie kan regkry. Mag ons meer in die woord kom, mag ons meer bid. Here, nie alles noodwendig doen nie, maar ten minste net een stap nader. En dat hierdie 'n proses is om ons by daai plek uit te kom. Meer bid, meer journal. Here, mag hierdie 'n week wees wat ons meer by U uitkom. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. So volgende week sluit ons die reeks af, Tempel, en ons sien ongelooflik uit daarna. En ek wil jou nooi, asseblief moenie volgende week mis nie. En dan volgende week gaan ons bekend maak wat ons volgende reeks is en hoe die skedule lyk van hier af vorentoe. Mag jy 'n geseënde aand verder hê. Blessings, goed gaan. Totsiens.